Goeiemôre gemeente en baie welkom by nog 'n aanlyn erediens van NG Kerk Universiteitsoord. Dis vir ons baie lekker om jou vandag op so 'n digitale manier te kan verwelkom en deel te kan hê van ons geloofsgemeenskap. Hier na die einde van die jaar toe is daar 'n klomp dinge wat gebeur. So ek wil sommer nou vir jou vra, wanneer jy ooit vandag kans kry, gaan maak 'n draai op ons social media pages. Gaan kyk 'n bietjie op ons webwerf met alles waarmee ons besig is en hoe jy betrokke kan raak en waar jy miskien ook kan inskakel of 'n bydrae kan lewer. Dit sal vir ons goed wees as jy op so 'n manier deel kan wees van dit waarmee ons besig is. Ons weet ook natuurlik dat die studente begin het met hulle eksamen en ons wens hulle en ook so al die skoolleerders en matrikulante almal sterkte toe met hierdie laaste stukkie van die jaar se eksamen. Mag dit met julle goed gaan, mag die Here vir julle wysheid van verstand gee en mag julle dit ook tussendeur al die spanning en die stres en die groot vraestelle dit kan geniet. Want dit is ook eintlik 'n lekker tyd van die jaar. Nou, vriende, jy sit vandag hier voor jou skerm en kyk na die aanlyn erediens. Met 'n klomp verskillende goeders wat miskien in jou hart mag leef. Dalk is daar 'n klomp onsekerheid, bekommernisse, groot gespannenheid wat jy dalk ervaar en beleef. Miskien sit jy vandag hier en kyk met groot stuk vreugde, jy het al goeie punte teruggekry. Daar's al 'n opwindende iets wat vir jou voorlê in hierdie vakansietydperk waarin ons ingaan. Of jy mag dalk gewoon net 'n groot stuk vrede ervaar en beleef in jou hart en gemoed. Wat goed en mooi is daarvan, om iets hiervan te kan herken wanneer ons by so 'n oomblik kom om saam stil te word, is dat die Here 'n belofte maak dat hy jou wil kom ontmoet daar waar jy vandag is, met dit wat jy mag ervaar en beleef in jou hart en in jou gemoed. So daarom wil ek dan vandag vir ons begin en ek wil hê dat jy so 'n oomblikie 'n paar woorde agter my moet aansit. Elke erediens moet ons natuurlik begin met 'n belydenis. 'n Belydenis waar ons erken dat Jesus die Here is. So op die skerm gaan die woorde Jesus is Here verskyn. Ek nooi uit om dit sommer saam met my lekker hardop te sê. Jesus is Here. Ons begin met 'n belydenis. Maar ons weet natuurlik dat die Here ons elkeen ook herinner daar veral in Matteus 28 dat waar ons ook al is, waar ons ook al gaan, daar beloof hy dat hy saam met elkeen van ons is. En dit is goed om onsself aan die begin van 'n erediens ook daaraan te herinner. So op die skerm gaan die woorde, Jesus is hier nou verskyn. Kom ons sê dit hardop saam. Jesus is hier. Hy's daar waar jy ook vandag is. Maar die Here gee ook aan elkeen van ons 'n uitnodiging. Ons lees daarvan in Matteus 11, waar die Here sê, kom na my toe almal wat oorlaai en moeg is. Ek sal vir jou rus gee. En daarom kan ons vandag ook daarop reageer op hierdie uitnodiging van die Here om te sê, dat ons kom nou om stil te word, te rus, te wees in sy teenwoordigheid. Op die skerm gaan die woorde, kom ons rus in hom dan nou verskyn. Kom ons sê dit hardop saam. Kom ons rus in hom. Ons reageer dan op so 'n manier op Here se uitnodiging om nou in sy teenwoordigheid saam met hom te wees. En ek wil jou vra om dan nou sommer vir 'n oomblikie tyd te spandeer in sy teenwoordigheid met hierdie volgende asemgebed, waar jy gewoonlik 'n bietjie gaan fokus op jou asemhaling en soos wat jy inasem gaan jy sê in jou gedagtes, U Gees is in my. En soos wat jy uitblaas, in U hande gee ek myself. Herhaal vir 'n oomblik hierdie gebed. Dan sluit ek vir ons af in gebed. Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie oomblik, op hierdie dag, op hierdie tyd waarin ons onsself bevind, nou voor U kan kom in gebed. Here, ons wil vra dat U dit wat in ons harte leef, wat in ons gemoedere dalk rondreis, Here, dat U dit sal stil kom maak vir ons. Dat U dit wat swaar en moeilik is weg sal neem van ons. En dat dit wat vir ons vreugde en goed is, Here, dat U dit vir ons nog meer sal kom verhelder vandag. Want Here, ons wil saam met U wees. En ons wil hierdie uitdagings, hierdie volgende hoofstukke wat dalk vir ons voorlê, saam met niemand anderster as met U ook aanpak nie. En daar wanneer ons dan vandag by U woord gaan stil staan, is dit nou 'n gebed, Here, dat elkeen van ons wat aan hierdie erediens deelneem, of wat aanlyn is of in persoon is, of waar ons selfs die boodskap gaan oordra en gaan vertel aan iemand anderster, dat ons op onsself op so 'n manier sal oopmaak, Here, dat U met ons sal werk, dat ons U wysheid hieruit sal ontvang, en dat U die een sal wees wat ons die toekoms in met U wysheid sal kan stuur. Here, ons luister ook dan nou na U. Amen. My vriende, aan een van die dae soos wat julle dalk al gesien het by ons met ons aankondigings, is ek op pad na die studente jol toe. En net daarna natuurlik, aan die begin van Januarie, is dit ook ons eerstejaarskamp.
En daarmee saam weet ek dat daar 'n klompie studente is wat hier in Desember nou die Oranje rivier gaan roei. En ek weet natuurlik, Desember kondig aan, of is 'n aankondiging van 'n klomp mense wat reg oor die land gaan reis en hulle tente saam met hulle vat, want iewerster gaan hulle kamp. Of dit nou in die Bosveld is, of by die see is, of miskien is daar net nie genoeg slaapplek by ouma hulle huis op die plaas nie, daar gaan jy dan 'n tent nodig hê. So, ek het vandag my seentjie se tent saamgebring, want ek het gedink, kom ek help julle om sinvol te kan gaan kamp, of sinvol voor te berei vir julle kampervarings hierdie vakansie. En hoe ek dit dan nou gaan doen is, ek gaan sommer vir julle 'n paar vrae vra, en daar waar jy is, wil ek hê jy moet sommer deelneem daaraan, jy kan sommer hardop ja of nee skree, en ek gaan 'n paar vrae vra wat ek dink jou kan help om sinvol jouself voor te kan berei vir hierdie kampervaring. Wat beteken dit nou weet, as iets sinvol is? Iets is sinvol wanneer dit wat jy doen waardevol of tevredenheid in jou hart vir jou bring of veroorsaak. Right. So, kom ek vra 'n paar vrae. Is hierdie volgende sinvol om te doen of nie? As ek langs die pad gaan staan of dalk slaap met my tent en my tent opslaan en ek los my tent se deur oop terwyl al my goederes daar binne is en ek die hele dag weg is dit sinvol om dit te doen of nie? As ek dalk in die wildtuin gaan kamp met my tent en my vleis hier in my tent nogal naby aan my kop wegsteek, wat dink jy? Is dit sinvol om dit so te doen of nie? Is dit sinvol om die seil af te trek wanneer dit reën, om as 'n kombers te gebruik om my te beskerm teen die reën? Is dit sinvol of nie? Is dit sinvol as ek buite langs my tent lê en slaap wanneer dit dalk koud is? En is dit sinvol as ek by die see gaan kamp en ek pak al my tentpenne in en ek berg dit binne in my tent saam met my, want ek is te bang my tentpenne mag dalk wegwaai in die wind? Is dit sinvol om dit te doen of nie? Nou, wonderlik. Daar het jy nou 'n klomp sinvolle vrae om oor na te gaan dink, wat jou natuurlik gaan help om beter of slegter te kan gaan kamp in die toekoms. Nou vriende, ek nooi jou uit om vandag saam met my julle Bybels oop te maak by Psalm 58. Hierdie Psalm, glo ek, wil vir my en jou iets kom leer oor hoe om sinvol te kan lewe in die wêreld vandag. Maar net so voordat ons hier by die teks kom, sal ek graag net so 'n bietjie 'n agtergrond, 'n stuk konteks oor hierdie Psalm vir ons wil skets. Hierdie Psalm 85 bestaan uit 3 strofes uit, en jy kan dit amper half natuurlik sien as jy sommer so na die uitkyk daarvan in jou Bybel gaan kyk. Hierdie eerste strofe kom dan van vers 2 tot by 4 af, en dit is 'n geloofsbelydenis, waar die volk met 'n groot stuk verwondering terugkyk in die verlede na al die wonderdade wat die Here gedoen het, en hoe hy hulle as sy volk gekies het, en natuurlik hulle ook geseën het. Die tweede strofe kry 'n mens van vers 5 tot 8, wat 'n smeking is, 'n groot pleit is tot die Here, dat hy weer alles wat gebroke is, vir hulle sal kom regmaak. Soos die volk besig is om rondom hulle te kyk, en die wêreld waarin hulle self bevind, is alles besig om uitmekaar uit te val. En hulle ervaring is, dat God besig is om hulle te straf, veral met sy afwesigheid. En daarom smeek en pleit hulle dan by die Here, om weer sy gesig na hulle toe te draai, amper metafories, sodat hy hulle kan raak sien, en die pyn en die seer wat hulle ervaar, van hulle af kan wegneem. Maar dan, aan die begin van die derde strofe, wat is vanaf vers 9 tot 14, is daar eintlik hierdie skielike stilte wat plaasvind, waar daar dan geluister word na wat God dan nou volgende gaan sê. En dan kom God se antwoord, en hy praat met die volk. Nou as jy hierdie Psalm oopmaak, sal jy sien sommer daar voor aan die voorskrif, dat hierdie Psalm 'n Psalm is wat deur die Koragiete geskryf is. Nou die Koragiete het 'n baie belangrike rol in die aanbidding van die Here in die tempel gespeel, en het veral met musiekinstrumente en met hulle sang die volk begelei in hulle aanbidding van die Here. So dit sou dan nou hulle gewees het wat hierdie Psalm sou sing in die tempel, en in hierdie geval sou hulle hierdie spesifieke Psalm met 2 kore gesing het. Die eerste groep sou die geloofsbelydenis gedeelte gesing het, en die tweede groep sou dan hierdie smeking gedeelte aan die Here opgedra het. En dan sal daar amper hierdie ritmiese stilte aangebreek het, en een stem uit al hierdie groep mense uit sou dan na vore gekom het, en amper profeties God se antwoord en belofte aan die volk heropenbaar het. Dit is verskriklik mooi as 'n mens die teks op so 'n manier kan lees, en jy die emosie daarin kan voel. En vanoggend gaan ek probeer om iets hiervan vir ons vas te vang. So,
Jy is welkom om sommer jou oë toe te maak daar waar jy is en gewoon net te luister na hierdie Psalm. En so 'n bietjie jou verbeelding te gebruik, jouself in die tempel te plaas van jare gelede en hierdie kore van die koregiete raak te sien en te hoor hoe die Here dan nou met ons praat vanoggend. Ek lees vir ons Psalm 85. Here, U was U land goedgesind. U het die lot van Jakob verander. U het die sondeskuld van U volk vergewe. U het al hulle sonde bedek. U het al hulle gramskap teruggehou. U het afgesien van 'n brandende toorn. Herstel nou weer, o God, wat ons verlos. Maak 'n einde aan U ergernis teen ons. Gaan U vir altyd teen ons tronig wees? Gaan U troon voortduur van geslag tot geslag? Wil U ons nie maar weer lewend maak, sodat U volk hulle in U kan verheug nie? Here, laat ons weer die troue liefde ervaar, U verlossing, skenk dit aan ons. Ek wil hoor wat God die Here sê, want sy praat oor vrede is vir my volk en sy getroue volgelinge. Hulle moet net nie terugkeer na dwaasheid nie. Sy verlossing is beslis naby die wat vir hom ontzag het, sodat sy heerlikheid in ons land 'n tuiste kan hê. Troue liefde en waarheid ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede omhels mekaar. Waarheid sal uit die aarde spruit, geregtigheid uit die hemel neerkyk. Daarby sal die Here gee wat goed is en ons land sal sy opbrengs lewer. Geregtigheid gaan voor hom uit en baan vir sy voetstappe die weg. Ons lees net tot daar. Sjoe, ek hoop ek kon dit reg gedoen het, maar wat 'n besonderse en spesiale Psalm is dit nie. Daar is baie wat in hierdie teks natuurlik gebeur. Van 'n geloofsbelydenis wat uit die volk se mond uitkom, tot waar hulle terugkyk in die geskiedenis en onthou wat God vir hulle alles gedoen het, hoe hy hulle gelei het en hoe hy hulle as sy kinders uitgekies het. Tot waar hulle dan op 'n plek kom en met die realiteit van die lewe en die omstandighede waarin hulle leef gekonfronteer word, vol van hartseer en gebrokenheid wat hulle in die lewe ervaar en beleef. Vir hulle voel hierdie omstandighede natuurlik amper God verlate. Daarom roep hulle pynlik en met nood uit tot die Here. Here, het U dan nou van ons vergeet? Vergewe ons sodat dinge net weer kan beter gaan met elkeen van ons. Met U volk is hulle pleit aan die Here. Asseblief laat vaar U woede, want ons kan nie meer met hierdie gebroke realiteit waarin ons lewe voortgaan nie. Vra hulle dan nou amper vir die Here. Maar vriende, ons ken iets hiervan, doen ons nie. Ek en jy ken hierdie omstandighede. Ons ken ongeregtigheid, ons ken kwaad, woede, liefdeloosheid. Die wêreld is so vol daarvan dat al wat jy vandag hoef te doen is letterlik net om jou koerant oop te maak of jou sosiale media timeline oop te maak en jy word weer daaraan herinner. Ek en jy weet, daar is groot fout met hierdie wêreld. Ons ken van seer en verlatenheid, van waar ons verwerp word en uitgestoot word tot die pyn wat ons ervaar wanneer 'n geliefde ons verlaat. Maar dan gebeur daar 'n merkwaardige ding in hierdie teks. God kom praat. God kom herinner ons weer aan sy droom en sy belofte aan elkeen van sy kinders. En die psalmdigter skep eintlik vir ons hierdie beeld van God wat vanuit die hemel af oorbuig na die aarde toe om dit te omarm. En die aarde wat eintlik uitstrek na God toe en waar hierdie twee dan by mekaar kom, waar hulle mekaar ontmoet. Daar sê God vir ons, daar is vrede, liefde, geregtigheid en warmheid of waarheid dan nou eerder. Die Hebreëse woord wat vir waarheid gebruik word is emunah en kan ook met trou of betroubaarheid vertaal word. Faithfulness is 'n goeie Engelse woord om te gebruik. En daarom kies ek dan ook vandag om hierdie woorde te gebruik wanneer ek na waarheid verwys. Die psalmdigter wil die volk kom herinner. Dit is hoe God is. Die God van Israel en van ons vandag is in sy wese God wat liefde, vrede, geregtigheid en trou aan elkeen van ons bewys. Hy verlaat ons nooit, inteendeel, hy is nog altyd besig om met oop arms elkeen van ons te omhels en te omarm. Ongelukkig is ons maar mens en maak ons foute om af te dwaal, om weg te draai van die Here af en om liefdeloos en onregverdig met mekaar om te gaan. Om vertrou tussen mekaar te verbreek en om mekaar ongelukkig seer te maak.
En is juist daarom dat die Koragiete die volk in aanbidding nou juist met hierdie psalm wou begelei. Want soos wat hulle hierdie woorde sou sing, het hulle hulle self nie net weer herinner aan God se teenwoordigheid en werke in hulle geskiedenis en hulle lewens nie, maar het hulle ook hulle self weer hertoegewy om te lewe volgens hierdie 4 waardes van die Here. Nou die teoloog Walter Bruggeman, wat 'n bekende naam is, wanneer hy oor Psalm 85 skryf, sê hy dat waar hierdie 4 terme teenwoordig is, daar is die koninkryk van God sigbaar en tasbaar vir almal. En dis die antwoord wat God dan eintlik vir my en vir jou wil gee oor hoe om 'n sinvolle lewe te kan leef vandag. Vir gelowiges lê dit juis hierin om met liefde, trou, betroubaarheid, geregtigheid en vrede te kan leef. En al 4 hierdie terme is verbondsterme. In die Ou Testament is hierdie eintlik gelaaide terme wat beteken dat hulle nie apart van mekaar kan funksioneer nie. Hulle vorm 'n geheel en moet gelyktydig gedoen word om hierdie stikkende wêreld weer te kan kom herstel. Dis terme wat vir ons beskryf wie God in sy diepste wese en karakter is. En omdat hy so oor ons voel en so met elkeen van ons omgaan, vra hy dan eintlik van ons dat ons ook so met die skepping en met ander mense moet omgaan. Dis waarmee ons besig moet wees vandag, vriende. Ons moet as te ware hierdie 4 terme soos tentpenne, kan 'n mens dalk eintlik sê, in ons lewens inslaan. Dit moet ons anker wees in die lewe. Want dan sal ons 'n sinvolle lewe kan leef voor God en voor ander mense. Dit is wat waarlike tevredenheid in ons harte en ek glo ook in God se hart vandag sal bring. Nou kom ons gaan so half 'n stapie verder en ons gaan kyk na elkeen van hierdie 4 tentpenne, hierdie 4 terme wat ons lewens moet inslaan en wat ons moet deel maak van ons lewens vandag. En soos wat ons dit dan nou gaan inslaan in ons eie lewens en gaan verstaan wat dit vir my en vir jou moet beteken, sal ons ook sien, glo ek, hoe dit ons kan help om 'n sinvolle lewe vir God en vir ander mense vandag te kan leef. Hierdie liefde waarna verwys word in Psalm 85 is die Hebreëse woord gesed. Dis 'n liefde, en ons weet natuurlik is liefde 'n woord wat ons baie maklik vandag gebruik. Ons is lief sommer vir alles. En daarom het hierdie woord miskien so 'n bietjie van sy krag verloor. Maar die Engelse woord kindness help ons om iets van hierdie gesed beter te kan verstaan, hierdie liefde beter te kan verstaan vandag. En die idee van hierdie woord is dat dit gaan oor om te gee vir ander, maar dit moet 'n omgee wees wat werklik die wêreld kan verander. So dit gaan daaroor dat sodat jy jou hart kan gee vir ander mense en vir hierdie wêreld, om herstel vir hulle en vir die land te kan bring. Dit is wat 'n sinvolle liefde is. 'n Liefde wat bereid is om op te offer en te gee vir ander. Hierdie waarheid waarvan gepraat word, die Hebreëse woord emunah word daarvoor gebruik. En in sy konteks kan hierdie woord vertaal word as waarheid of betroubaarheid. En die Hebreëse woord wil hierdie woord eintlik veronderstel dat dit 'n stuk getrouheid en integriteit, 'n stuk faithfulness moet wees, wat ek dink die woord die beste ook saamvat. Ons weet dat God nie agteraf is en oneerlik is aan sy woord en sy verbond aan sy kinders natuurlik nie. Daarom kan ons veilig voel en wees by die Here. En word ons dan ook gevra, word daar van ons verwag, om mense te wees wat ook met integriteit, met faithfulness sal leef. Sodat wanneer mense na ons kyk, hulle sal raak sien dat ons nie agterdogtig is nie, dat ons nie oneerlik is nie, maar omdat ons betroubaar is en met integriteit leef, faithful is, voel hulle ook veilig by ons. Ons moet betroubaar wees, want God is betroubaar. Hierdie geregtigheid, die Hebreëse woord daarvoor is tzedek. En dit gaan daaroor dat dit wat reg is vir God en hoe ons dan nou kan kies om ander dan nou te hanteer. En dis 'n vraag wat ons eintlik vir onsself konstant besig moet wees om te vra. Is dit wat ek doen reg? Of kom mense dalk tot hulle reg? Geregtigheid, hierdie tzedek, het te doen met 'n soeke na 'n wêreld soos wat God dit graag wil hê. So in my optrede en die manier hoe ek leef, hoe ek ander mense hanteer, is dit in lyn met hoe God dit wil hê vir sy skepping. As ons ja kan antwoord op hierdie vraag, dan is ons besig om 'n sinvolle lewe vir God en vir mense te leef. En dan laastens, die laaste tentpen wat ons in ons lewens moet inslaan, is die vrede, die shalom. Maar hier gaan dit baie meer as oor net gewone vrede wat ons vir mense uitspreek en sê, vrede vir jou. Die Engelse woord wholeness beskryf dit eintlik baie mooi. Shalom vra van ons om herstel te kan bring, om dit wat stikkend is, gebroken is, weer heel te kan maak, sodat dit kan wees
soos wat God dit graag wil hê. Dis die laaste tentpen wat ons dan nou in ons lewens moet inslaan. Vriende, ek glo jy sal met my saamstem dat wanneer hierdie 4 terme teenwoordig is in ons lewens, dat ons kan help om elke dag sinvol vir God en vir mense te kan leef. En ek wil herhaal wat Bruggeman dan vir ons vroeër gesê het, dat daar waar hierdie 4 penne ingeslaan word in ons lewens in, waar dit deel vorm van ons wese, van ons menswees, daar is ons dan besig om die koninkryk van God sigbaar en tasbaar te maak. En is ons besig om 'n sinvolle lewe vir God en vir ander mense te leef. Hoekom? Want God se mense is mense wat altyd daarna toe streef en wat besig is daarmee om dit wat stikkend is te herstel en weer heel te maak. Dit is wie ons is, omdat dit is wie God is. Kom ek sluit vir ons af met die volgende. Vriende, hierdie 4 terme is nie iets wat ons nou net kan oppak in ons gatsak kan sit en aan agterlaat wanneer ons dalk die kerk deur verlaat of die huise deur verlaat nie. Soos wat ons dan ons dag gaan ingaan nie. Hierdie 4 terme moet ons elke dag saam met ons dra vir die res van ons lewens. En nee, dis nie 'n straf om dit saam met ons te dra nie. Dit beperk ons ook nie. Inteendeel, dit maak ons los en vry en dit help ons om vandag sinvol te kan lewe. My vraag dan aan jou is, en iets waarmee ons jou wil mee laat wanneer jy dan vandag verder by die huis is of met die mense met wie jy tyd gaan spandeer. Waar is dit in jou eie lewe waar hierdie 4 penne dalk nog ingeslaan moet word? Is dit miskien by jou werk? Is dit miskien in jou vriendeklinge? By die klas as jy 'n student is? Of dalk miskien in jou huisgesin? My gebed vir elkeen van ons as 'n geloofsgemeenskap vandag is dat ons elkeen sinvol sal lewe, deur om met liefde, deur om met trou, met geregtigheid en met vrede te kan optree en te kan leef, en om te kies om ook so om te gaan met ander, sodat ons die koninkryk van God sigbaar en tasbaar kan maak vir die mense wat elke dag oor ons lewens baie kom. Amen. Vriende, ek wil jou uitnooi om saam met my dan nou 'n geloofsbelijdenis te doen. Eintlik weer te herbevestig dat ons hierdie 4 penne deel gaan maak van ons lewens en dat ons vanuit dit dan nou ook gaan kies om te leef. Op die skerm gaan die volgende geloofsbelijdenis dan nou verskyn en jy is welkom sommer daar waar jy is vandag dit hardop saam met my dan nou te sê. Kom ons bely ons geloof dan nou saam. Ons glo in God, die almagtige Vader, wat uit liefde die aarde vir alle mense gegee het. Ons glo dat ons as mense 'n spesiale deel van die skepping is en dat elke deel van die skepping 'n kosbare geskenk is om te gebruik en in liefde na om te sien. Ons glo in Jesus Christus, wat die koninkryk laat kom, die skepping genees en deur sy dood en opstanding die vrede van God aan mense bied. Ons glo in die Gees van God, wat oor die waters gesweef en die orde in die wêreld gebring het. Ons glo in die skoonheid van eenvoud en liefde met oop hande. Ons waag dit om te glo in 'n nuwe mensheid, waar geregtigheid sal floreer, respek vir die hele skepping sal gedei en vrede 'n werklikheid is. Ons uiter vandag ons oortuiging terwyl ons hier herinner word aan die liefde van God, die genade van Christus en die gemeenskap van die Gees. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, vandag bid ons vir elkeen van ons wat hierdie boodskap, Psalm 85 gelees het. Ons bid vir die wêreld en ons vra, Here, dat dit by ons sal begin as gelowiges. Dat ons die mense sal wees wat met liefde en met trou, met waarheid sal leef, wat geregtigheid sal laat geskied en vrede sal bring aan die wie dit nie het of ervaar nie. Here, my gebed is dat U met ons elkeen sal werk, o Heilige Gees, dat U hierdie ook 'n werklikheid in ons eie lewens sal maak. Mag ons dit inslaan soos tentpenne om ons lewens, om ons tente, ons huise, U tempel, Here, wie ons is, stewig en standvastig te kan hou. Mag dit die fondasie van ons lewens vir ons vorm, Here, sodat ons nie anderster kan wanneer ons in die wêreld ingaan, om vanuit hierdie waardes, hierdie 4 terme, hierdie verbondsterme, Here, te kan leef nie. Want Here, dis wie U is, en dis wie ons ook graag wil wees. Amen. Vriende, onthou om na ons sosiale media en ons webwerf te gaan kyk, na waar jy betrokke kan raak, waarmee ons alles besig is, en hoe jy miskien 'n bydrae kan maak
en die uitreik in die kampe wat dan nou ook vir ons voorlê. Ons wil ook vir jou vra om asseblief jou dankoffer aan die einde van hierdie erediens wanneer dit dan nou klaar maak vir ons te gee en die Here op so 'n manier dan nou ook te dien. Jy kan die skakel daarvoor vind in die comment gedeelte van hierdie YouTube uitsending. Ontvang asseblief die seën dan nou daar waar jy is en jy is welkom om jou hande so in 'n bakkie te maak sodat jy dit vir jouself kan ontvang en met jou kan dra in hierdie week wat vir jou voorlê. Mag jy weet dat waar jy ook al vandag gaan, wanneer jy jou huis gaan verlaat of waar jy ook al is, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en 'n vloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees met een en elkeen van julle sal wees en sal bly. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê. Ons sien jou dan weer volgende week.